weet ons is by 'n plek wat vir ons herinner aan 'n verlies wat ons gelei het, by 'n merker wat vir ons weer agtom van emosies voorbring en laat herleef, maar ons begrawe nie weer vernieuwd het. Ons is hier om 'n steen te onthul. Ek sal nou kortliks praat oor die simboliek agter die steen as sulks. Maar met dit kom ons word net stil in gebed as ons saam met mekaar. Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie byeenkoms vanmiddag. Baie dankie Here dat U Gees van waarheid, Parakletos, die trooster van alle eeue, nog steeds in sy troostrykheid vir ons troos en vir ons dra op 'n daaglikse basis. Dis my gebed, Here, dat die doel waarvoor ons hier by mekaar is, dat dit ook in sal werk op U troos en die genesing en heelmaking in ons lewens. Seën vir hulle as gesin, wees saam met ons, dat hierdie oomblik in tyd ook sal spreek van waarheid en wie U in die besonder is. Dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Ek verneem Heinie nie, is Heinie. Heinie gaan vir ons 'n lied eerstens sing voordat. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Pull back the curtains of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and tend to forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hand, and He chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loves me, I can't understand. So pull back the curtain of memory now and then. Please, Lord, show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and tend to forget. Oh, remind me, dear Lord.
baie dankie. Nee, dat hy gesing het. En nêrens in die skrif word daar melding gemaak van 'n grafsteen. Daar word wel gepraat van stene. En die simboliek agter 'n steen, vir hulle wie 'n steen oprig, is 'n getuienis van wie God is. Is 'n getuienis van waar hulle was en hulle nog nie is nie, maar hier in die middel iewers het hulle genoegsame bewyse en getuienis dat die Here getrou is en dat die Here inderdaad goed is, ten spyte van die donkerte van omstandighede waarin hulle myself bevind. En in die Bybel vind ons 'n pragtige verhaaltjie. En ons kan so maklik verby dit lees, omdat ons na Jakob kyk wat bedrieger beteken. En net nadat hy sy broer se eersgebore reg en blessing van sy pa gesteel het, en sy broer Esau besweer het dat as sy pa sterf, dat hy vir Jakob sou doodmaak, Jakob op die vlug geslaan. Daar in Genesis 28 vers 10, dan lees ons dat Jakob uitgeput teen sononder kom by 'n plek, dit word nie genoem nie, dit sê maar net, hy was iewers tussen Berseba waar hy was, en Haran waarheen hy op pad was. En wat uitstaan in die gedeelte is, dit sê hy kom die son onderkom by hierdie plek. Hy het uitgeput, want die hele dag so met sy oor die skouer geloer om te kyk of sy broer die dalk vir hom agtervolg. En hier in 'n plek wat nie eers genoem word nie, waar Jakob gedog het dat hy van God verlate is, waar hy gedog het dat God hom een kant geskuif het, waar hy gedog het dat die Here nie meer in hom belang sou stel nie. Dit is hier waar Jakob as 'n ware uit nood het, omdat hy dink hy's alleen, dat hy 'n rots, 'n klip nader skuif en dit hier by sy kop neersit wanneer hy gaan slaap. Terwyl hy slaap, jy ken seker die verhaal, droom hy van die leer wat van die aarde tot die hemel opstrek en die engele wat op en af beweeg, maar God wat by hom kom staan. Dit is in daai oomblik wat hy wakker word en hy sê, hoe verskriklik is hierdie plek? Verskriklik, hoe angswekkend is hierdie plek, want ek verwag nie die Here hierson nie. Die Here is in Berseba waar my pa is en waar my familie is. Hoe kan die Here dan saam met my hierso wees? Hoe angswekkend is dit dat ek nou ontdekking moet maak dat God nog die hele tyd by my is, hier in die middel van nêrens. En in daai oomblik sê hy die woorde, God is hier en ek het nie eers besef nie. En hy neem dieselfde klip, hy neem dieselfde rots, wat hy vir sy sekuriteit by sy hoof neergelê het. En hy rig dit op, en hy sê, hierdie plek sal Bethel genoem word. En dit is dan niks anders as die huis van die Here nie. Dit is niks anders as 'n poort na die hemel, hier in die middel van nêrens nie. Wat het dit met die grafsteen van Newton te maak? Of wat het dit met enige grafsteen te maak? Nou, niks nie. Grafsteen is 'n merker van 'n plek waar 'n geliefde van ons begrawe is. Dit het pragtige woorde op, ter nagedagtenis en herinnering van so en so, persoon se datum van geboorte en die persoon se datum van sterwe, absoluut niks nie. En tog ook alles. En dit hang af hoe jy na die grafsteen gaan kyk. Dit hang af of jy die grafsteen maar net gaan sien as 'n merker. Waar iemand vir wie jy eens op 'n tyd lief was, begrawe is. Kom ons wees eenvoudig net eerlik met mekaar, die feit dat ons 'n grafsteen onthul,
beteken nie dat ons die persoon wie se grafsteen onthul gaan onthou nie. Dit beteken nie dat jy outomaties hierheen gaan terugkom en terugkom en terugkom nie. Dit mag dalk die laaste keer wees by die hier so staan vandag. Ons is mos mense wat baie gou vergeet en aanbeweeg. Maar vir hulle wie die betekenis van 'n steen aan hierdie grafsteen kan heg om te sê, maar ek maak die ontdekking dat God op plekke is waar ek hom nie verwag nie. Ek maak die ontdekking dat hierdie steen is meer as net 'n merker, dit is 'n getuienis aan die feit dat ek eens op 'n tyd by Bersebe was, ek is op pad daaraan toe, ek is nog nie daar wat ek wil wees nie, maar ek is ook nie waar ek was nie, maar ek is hier in die middel van nêrens nie en dit is son onder. Dit is nog steeds donker, maar ek wag nie tot die son opkom nie, ek rig nou 'n steen op om te sê, die Here is op hierdie plek. En as dit nie vir God self was wat deurgebreek het by die plek waar ek in donkerte was nie, dan sou dit eers nodig gewees het vir 'n steen nie. So wanneer julle na hierdie plek toe terugkom, mag julle hier so telkens die belewenis het wat Jakob gehad het in die middel van nêrens. Die son vir hom ondergaan en 'n interessante vir Jode het sonsondergang nie die einde van 'n dag beteken nie, dit het die ingang van 'n nuwe dag beteken en tog moes hulle doen wat elke ander mens doen wanneer die son ondergaan en veral as jy moeg is, moes jy slaap, maar die dag het reeds begin met sonsondergang. En die Here in sy goedheid sê vir ons, in die donkerte van die donkerste nag is daar al reeds 'n nuwe dag wat vir ons aanbreek. Jy kan hier staan en wag tot die son opgaan, maar die Here sê vir ons, in die donkerte van die nag is die saad van die nuwe dag reeds opgesluit en vir ons as 'n belofte gegee. Mag hierdie grafsteen vanmiddag vir julle herinnering wees. Mag dalk nog donker wees, maar die nuwe dag het reeds aangebreek. Mag hierdie grafsteen vir julle telkens herinnering wees dat julle is nie waar julle was nie, julle is nog nie waar julle wil wees nie, maar dit maak nie saak nie. Want God is ook tussenin. Is nie net Alfa en Omega, einde en laaste, eerste en begin en einde nie. Hy is ook alles tussenin. Mag hierdie grafsteen vir julle 'n blykende herinnering wees aan die lewe wat nie meer dieselfde is nie, maar die lewe wat nie geëindig het nie. Mag dit vir julle 'n blywende herinnering wees. Alhoewel jy op pad is, dat jy nie alleen op hierdie pad is nie. Al voel dit vir jou by tye dat jy alleen is. Al voel dit vir jou by tye asof niemand omgee nie. Al voel dit vir jou by tye dat jy te veel met die geleenthede wat jy gehad het in die verlede gemors het en dat daar nou niks anders oor vir jou bly as om maar net op vlug te slaan nie, moet dit nie glo nie. Want hierdie steen gaan telkens vir jou herinner dat God is nog nie klaar met my nie. God het nog 'n doel met my lewe. Newton se reis is voltooi. Maar God het nog 'n doel met my lewe. Mag dit vir julle herinnering wees aan die opstanding van Jesus Christus self. En die klip wat weggerol is, nie vir Jesus om uit te kom nie, maar vir ons om in te gaan, om te sien dat in die donkerte van 'n graf daar hoop gebore is vir ons. Sodat ons ook hoopvol kan staan voor die grafstene wat ons in ons tyd moet onthou. Mag die Here vir julle op 'n besonderse wyse kom seën. Mag hierdie plek nie 'n plek van droefheid wees nie, maar 'n plek van hoop. Nie 'n plek van pyn nie, maar 'n plek van genesing. Mag hierdie einste grafplaas en hierdie graf met hierdie grafsteen
vir julle 'n blinde herinnering wees. Dat die opstanding van die Here Jesus beteken eenvoudig ons is opstandig. En elke ding wat die vreugde van God uit ons lewe insit. En die vrede uit ons harte uit. Wil kom steel. Mag die Here vir julle in hierdie namiddag seën. En mag hy voortgaan om sy waarheid tot julle harte belig. Ek gaan nog geleentheid gee vir Rezen se seentjie, nee. Ek gaan mos vir ons die onthulling doen en dan aan Rezen, jy en Andre gaan mos vir ons kom lees. So julle gaan die kant kom staan. In loving memory of lovely husband, partner, dad, granddad, and brother Newton James, born 15/09/1963, died 20/02/2025, forever in our hearts, rest in peace. Newton Ferreira. Daar sê. Wil jy nie die onderste lees daar, Suzanne? Heel onder. Safe in the arms of Jesus. Amen. Julle kan maar nou die ballonne laat gaan. She was lost in so many different ways. How can silence be so loud? I know the cost of losing and never thought the grace of God go high. You were my heaven on earth. You were my last, my first, and then now hear this voice inside. Ave Maria. I've been alone when I'm surrounded by friends. How can the silence be so loud? But I still go home knowing that I've got you. There's only us when the lights go down. You are my heaven, you were my last, my first, and then I'll hear this voice inside. Ave Maria. Sometimes love can come and pass you by while you're busy making plans. Suddenly it's you and then you realize it's out of your hand. But you got to understand, you were our heaven on earth.
were our last, our first, and now we will